Goeiemôre geliefdes. Geseënde Sabbat. Dit is wonderlik om saam met julle te wees. Gisteraand het ek vir julle gesê, ek was onlangs in Kenia en daar sê hulle Happy Sabbath en dan sê julle Happy Day. Happy Day, Happy Sabbath. Amen. Sabato njema. Dis Swahili. So ek probeer 'n bietjie Swahili ook leer en dit help 'n mens as jy ander tale bietjie kan bemeester. Ek is tans besig om verder te studeer in die Bybelse tale. Dis Hebreëus en Aramees en Grieks. En dis swaar gewigte om mee te oefen. So julle moet vir my asseblief baie bid, ek het dit nodig maar die seën vir my om die Bybel in die oorspronklike taal te kan verstaan. Jy weet, dit gee 'n ander smaak daaraan. Dis net spesiaal. Wilna het verlede naweek het ons 'n bietjie weggegaan net om in die natuur tyd te spandeer. Ons kry 6 naweke 'n jaar as predikant en jy kry hulle nie altyd nie. Maar as hy daar is, dan probeer jy hom maar vat. En toe sê Wilna, sy gaan net sulke pakkies sop insit en die kinders sê nee. Hulle soek haarsop. En as 'n mens 'n vertaling van die Bybel lees, is dit baie keer soos 'n pakkie sop, maar as jy daai sop het, daai lensie sop wat sy gemaak het vir 'n paar ure, hy het net 'n ander smaak, is dit nie? Ja, so ek wil julle bemoedig. Ek verwag nie julle moet nou al hierdie Bybelse tale kan lees nie, maar daar is oulike apps en goedjies wat jy kan gebruik, net om bietjie dieper te sien. Wat is hierdie woord? Wat beteken dit? En gewoonlik is dit verniet op jou foon. Jy kan net gaan kyk, so Strong's Concordance en jy weet, daar's van hierdie apps wat jy kan gebruik wat julle sal help. So ek wil julle bemoedig. Ons is nou baie naby aan die wederkoms en jare terug is ons geken as die mense van die boek, né? Van die woord. En op 'n stadium was daar van ons manne en ek dink daar was vroue ook wat op die radio kompetisie, weet die Bybel vasvra. En hulle het altyd gewen. Naderhand te sê hulle die Adventiste mag nie deelneem nie. Hulle het fynskrif, nee, ook dalk nie eens fyn nie, groot skrif. Hulle moenie daar wees, anders dan gaan niemand anders wen nie. En is dit nog steeds so? Dis my vraag. Is ons nog steeds die mense van die boek? En ek wil julle bemoedig, lees die Bybel. Amen. Lees die Bybel elke dag. So vandag se boodskap is eintlik boodskappe. En daar's 6 persone wie gesê het, hier is ek. En daar's 5 preke. Gisterand se Sabbatopening kon ek net vir julle 'n inleidingkie gee. So nou moet ek 6 persone in 4 slots inpas. En ek het nou besluit om vir Ananias en vir Jesaja en vir Moses saam te sit in hierdie boodskap. En ek wil ook graag met julle 3 persoonlike getuienisse deel. Want ek het gisteraand ook gesê, ek is nie as 'n predikant gebore. Ek het 'n pad gestap, Kaalvoetskool toe gegaan, soos baie van julle. En ja, nooit het ek gedroom dat ek 'n predikant sou wees. In 'n pastorie bly, nooit nie. Toe ek Helderberg toe gegaan het ek toe gegaan om dieper te studeer, maar nie om 'n predikant te word nie. Nooit nie. So vandag sal ek 'n paar van daai stories vir julle vertel. En ek wil vir julle dankie sê vir hierdie uitnodiging. Dit is goed vir my siel om saam met u te wees. En om op hierdie mooi plek te wees, is 'n pragtige plek en die mooi dekor en almal wat 'n bydrae lewer hierso. Ek het al kampe gereël, ek weet, dis 'n groot moeite. En selfs die stoele waarop julle sit, het nie sommer van self hier aangekom nie. Baie dankie vir al die reëlings, die moeite, en mag die Here julle seën as 'n streek. Ek weet nie hoeveel mense is nou in hierdie vertrek nie, wie kan vir my sê, min of meer? 120. Ek het gehoop dis 120, want daar was 120 mense in die bovertrek, né? En hulle moes die wêreld gaan vertel het.
Reg? Daar was nie nog, jy weet, Noordweskamp en Pretoria kamp, want julle kan sê nee, hulle gaan dit doen. Ek wil net hê julle moet vir 'n oomblik dink, julle is die enigstes op die planeet wat nou uitgestuur kan word, die 120, né? Sien dit so. En as ons met daai dringendheid begin besef, weet jy wat, dis ons wat dit moet doen. So, die titel van die boodskap is, hier is ek in die sending. Kom ons bid. Weer dankie dat ons hierdie voorreg het, om vir u te kan sê, hier is ek. Ek wil vra, Here, dat u ons harte sal stil maak, dat ons u stem sal hoor, en dat ons deur u genade sal reageer. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. En voordat ek by die 3 persone kom, gisterand het Linda na die diens met my kom praat en sy sê, ek wil jy iets wys, waar die Here sê, hier is ek. En gistermiddag, toe wonder ek, is daar 'n plek waar die Here sê, hier is ek? Nee, want dit is nou die mense wat sê, hier is ek. En sy wys my toe daar in Jesaja 58. So blaai saam met my na Jesaja 58. En in vers 9 sê dit, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. En toe het ek gisterand bietjie gaan soek en verder gekry, en dit is vir my ongelooflik. Jesaja 65 vers 1. Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. 2 keer. Interessant, né? So die mense het nog altyd net gesê 1 keer, hier is ek. So die Here sal sê, Abraham, hy sê, hier is ek. Abraham, hier is ek. Maar die Here sê, hier is ek, en dan sê hy, hier is ek, hier is ek. Julle het my nie eers gesoek nie, maar hier is ek. Hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was, voor ons hom gesoek het. So ek wil nou agteruit werk, as ek dit so kan stel. Kom ons gaan na Handelinge hoofstuk 9. Handelinge hoofstuk 9. En iets wat hierdie 3 persone in gemeen het, is hulle maak verskonings of besware. Nou vandag wil ek julle vra, wat is julle verskonings en besware? Ons gaan na Handelinge hoofstuk 9. Ons lees vanaf vers 10. Nou ek wil hê julle moet onthou dat hoofstuk 9 gaan oor Saulus van Tarsus wat op pad is na Damaskus om mense gevange te neem. Reg? Onthou, hy is die een wat toegesien het dat Stefanus gestenig is, die eerste Christen martelaar. Hierdie man was erg. En op pad soontoe gebeur daar iets. Nou ter inleiding wil ek die volgende sê. Saulus is op pad Damaskus toe om mense gevange te neem wie se name hy nie geken het nie. Maar op pad soontoe word hy gevange geneem deur een wie sy naam ken. Want die Here sê vir hom, Saulus, Saulus, of Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Kan sien die dringendheid is sommer dadelik op 'n dubbel. Hy sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die Bybel is mooi, is dit nie? Dit is pragtig. So hy is op pad om mense gevange te neem, wie sy name hy nie ken nie. Maar op pad soontoe word hy 'n gevangene van een wie sy naam ken.
en hy word aan die hand gelei, want hy is nou blind. Vers 10. Kyk, kom ons gaan dalk net 'n bietjie terug, vers 8. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus ingebring. Nou julle moet verstaan, almal het geweet hierdie man is op pad. Almal sidder en beef, né? En hier kom hy in. Hy kan niks sien nie. Eintlik sy oë is oop, maar hy kan niks sien nie. En 3 dae lank het hy niks gesien nie en niks geëet of gedrink nie. Die 3 dae kom nou weer hier te sprake, né? En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. So in Handelinge is daar 'n slegte Ananias en daar's 'n goeie Ananias. Onthou julle Ananias in hoofstuk 5 en Safira, wat oneerlik was en die geld teruggehou het? Hierdie is die goeie Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is die tema, hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy doen wat? Hy bid. Kan julle sien, daar's gebed betrokke. Onthou ek het julle gisteraand gesê, baie keer is daar gebed betrokke met hierdie, hier is ek. So vat tyd hierdie naweek. Ek weet ons wil angstig met almal gesels en ou vriende en jy weet, ons mekaar lanklaas gesien, maar maak seker jy praat met die Here eerste elke dag. En deur die dag, kry net 'n plekjie en gesels met hom. Hy wil graag iets besonders in u lewe doen hierdie naweek. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias gesien, inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, hier kom die beswaar, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy aan u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Vers 15. Maar die Here sê vir hom, gaan. Onthou, hy het gesê, hier is ek. Wat sê die Here nou vir hom? Gaan. Want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Nou ek wil hê julle moet onthou, dat in hoofstuk 6 is die diakens gekies. En ek wil amper sê die hoofdiaken was wie? Dis Stefanus, want hy was gevul met die Heilige Gees, hy is 'n evangelis. En dan sien ons in hoofstuk 7, waar hy nou doodgemaak word. So hy was die sleutelspeler op die veld. Wie het uitgedraf met Stefanus se nommer op sy rug, om hom te vervang? Saulus van Tarsus. Hy was die een wat hom moes vervang. Is dit nie wonderlik nie? Want Saulus sê, hierdie man word doodgemaak. Die Here sê, jy gaan nou sy plek vat. Die Here kan die onmoontlike doen, vriende. Hy kan die onmoontlike doen. Vers 17, en Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê wat? Saul, broeder. In Engels is dit Saul, né? Hoekom het Ananias dit gedoen? Want hy het naby aan God gelewe. Stem jy saam? Die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. So, Saulus word gedoop deur Ananias.
Toe ek 14 jaar oud was, kom ek gaan 'n bietjie terug. Ek skat ek was seker 11. Toe skryf ek in vir die Bybelkorrespondensie skool se studies. Wie van julle het dit al gedoen? Posbus 88 Kaapstad, né? Onthou nou, ek is 'n Engelse seentjie. Ek kom uit 'n Engelse huis uit en ek skryf in vir die Afrikaanse lesse vir die volwassenes. Dan gaan vra ek my pa, wat beteken dit? Dan sê nee, hy weet ook nie mooi nie. Ons het sulke groot woorde. En ek het op 11-jarige ouderdom begin met daai studies en aangesukkel, wil ek amper sê. Uiteindelik kon ek daarom klaar maak onder Heather Trudeau. Sy het my sertifikaat geteken. En op 14-jarige ouderdom het leraar Kombrink, Koti Kombrink, onthou julle vir hom? Dit was JJB, né? Kombrink. Hy het voor 'n groepie mense gestaan daar in die Ceres omgewing. Ons het huiskerk gehou. Ons het nie 'n kerk gehad nie. So ons is gewoond nie om almal op dieselfde tipe stoel te sit nie, soos julle nou vandag, né? Party sit op 'n groot stoel, ander sit op 'n klein stoel, party het 'n rugleuning, ander het nie. So het ek groot geword, dis kerk. En Tannie Daina Grobler het altyd gekies nommer 288, né? Ek kom na die Blomtuin alleen. So elke keer as ek 'n lied sing, is Tannie Daina se lied. En toe staan leraar Kombrink, hy was ons predikant. Nou vanoggend toe ek hier aankom, jy weet, daar by die chalet het my vrou daai rollertjie ding gevat en gesorg, daar's nou niks bolletjies en goed. Toe ek hier die kar klim, toe sê ek, maar joh, kyk, daar's alweer sulke goedjies op my. Ek weet nie waar kom dit vandaan. Leraar Kombrink het met sy kombi daar aangekom by ons huis met sy 2 honde, né? Wie van julle kan daai dae onthou? Enigiemand? Met die honde, né? En klim hy uit, okay, ons moet ons honde toemaak, dan gaan sy hondjies nou draaitjies loop, maar sy suits was vol hondehare. Sy brein was vol die broes en sy suit was vol hondehare. En hy het voor daai huiskerk gestaan en hy het gesê, hier het ek 'n studie oor Openbaring, daai blou lertjies, onthou julle die blou lertjie, daar staan Openbaring seminar en binne-in was daar 'n Bybel so ingesit, 'n mooi 53 vertaling en daar staan Openbaring seminare op daai Bybel. En hy sê vir die gemeentetjie daar, hy sê, raai bietjie wie gaan hierdie kry. En almal het gewonder en hy sê, hy roep nou vir Kim vorentoe. En hy gee dit vir my. En ek het gedink, leraar Kombrink het, of dat ek weet, hy wou gehad het, ek moet 'n doopbesluit maak. Amen? Ek was 14. Ongelukkig het die jare gekom en gegaan, ek het maar stadig daai lesse ingevul. En een ding waarmee ek gesukkel het, is ek wou graag volmaak wees, voordat ek gedoop word. Sal ons ooit gedoop word? Jy weet, my ma Desire of Ages gelees, en sy maakte besluit om 'n Adventist te word. Ek het probeer Desire of Ages lees, ek het vasgesteek by hoofstuk 1, ek kon net nie verbykom nie. So dan voel dit net, ek gaan dit nie maak nie, ek dink daar's 87 hoofstukke in daai boek, né? En ek was al uit die skool uit, werk daar op Lichtenburg by die staatsveearts en die Lichtenburg predikant kom sien my. Ek sit daar in daai klein 3x3 meter kamertjie in die komine. En ek is seker, jy weet, hy wil nou die man doop. En hy sê vir my, Kim, wat is dit? Wat is dit wat jou terughou? Ek sê nee, ek verstaan nog nie alles in Openbaring nie. Nou ek kan vir julle my Bybel wys, né? Ek het al studies gegee online, is daar op YouTube, en boek Openbaring is mooi gehighlight hoor. Ek verstaan nog steeds nie alles in Openbaring nie. Ek weet nie van u nie. Maar ons verstaan nie alles nie. Aan die einde van 1996 was ek by 'n jeugkamp. Ek was daai tyd al 21. Ek is saam met die populêre jong mense. Van hulle is teologiestudente op Helderberg. En ons is vriende. Die Sabbat
hierdie tyd op Sabbat, erediens, staan die prediker daar, sy naam is Dick Barron, so lang African American. Ek wil net vir julle sê dat ek het lank gesukkel met rasisme. Daai konflik met daai mense langs ons, met daai stad langs ons, dis 'n verhaal vir 'n ander dag, maar ek loop nou met 'n sak. Geen dit gou vir my daai sak is nie. Hierdie en daai en daai. So ek loop nou, julle sal my sien hierdie sak, né? Okay, so gewoonlik loop ek so. Julle sal my sien by die hospitaal met hom, op huisbesoeke hier by die kamp. Maar daai tyd, toe loop ek met so groene. Maar binne-in, ek het hierdie gebring vir my keel net vir ingeval. Dis die magasyn. Want ek het daai tyd geloop met 'n 9 mm. Tot kerk toe. So dis 'n verhaal vir 'n ander dag. So hier kom ek by 'n kamp aan, met my kakie klere, my leerboetse, en die spreker is 'n swart man. Baie wit predikante het my probeer by die doopwater kry. Maar daai dag sit ek in die 4de ry en hy maak 'n oproep en hy sê there's still place on the ark. The ark's door is still open. Daar's plek in die ark. En ek het daar gesit en ek het besef, ek moet die besluit maak. Maar nie vandag nie, want wat gaan die mense van my dink? Wat gaan my vriende van my dink? Want die mense wie reageer op daai oproep is jong mense, hulle is 14, 15 jaar, miskien 16, maar niemand van die senior, ek bedoel, hierdie is, my vriende is manne daar van Helderberg, verstaan julle? Daai hele week het hy gepreek van Christus en hom gekruisig. Hy het nie my vrae uit Openbaring beantwoord nie. Christ and him crucified, dit was die boodskap. En hy het toe gebid, en nadat hy gebid het, toe doen hy iets wat ek nog nie voorheen of daarna gesien het nie. Die mense is nou op pad om te gaan sit, hy sê, daar's nog iemand hier, wat 'n besluit moet maak. En nou raak die stoel baie warm vir my. Maar die trots was baie sterk. En terwyl ek so sit en toe sien ek in die hoek van my oog, hier loop my broer vorentoe. En hy is 3 jaar jonger as ek. Hy het daar agter gesit saam met sy chommies. En toe hy vorentoe kom, en weet jy, dit het my lank gevat om dit te erken wat ek vir julle nou sê. Want sy besluit het iets laat knak in my. En ons gaan vorentoe, ons omhels mekaar en ons huil uit ons binneste. En daai mense oor wie ek bekommerd was, wat? Toe kom 2 van hulle vorentoe. En die een van hulle is 'n predikant en die ander een is 'n predikant se vrou. En sover ek weet, sit daai predikant se familie hierso. Ja, so hy het 'n vrou gekry uit daai besluit uit. So moenie bekommerd wees oor wat die ander mense van jou dink nie. Dit gaan oor jou en die Here. Ek het gedink ek wil net daar en dan gedoop word. Want ek het nou die studies al gedoen, ek is nou al vol gestudeer. Maar toe dink ek, nee, my ouers moet dit daarom sien. En ons het teruggegaan Ceres toe, vir my ouers gesê, en die dag van die doop, die 18de Januarie 1997, toe was ek baie siek. Daai oggend kon ek omtrent nie uit die bed uit opstaan nie. So die Satan se aanslag was baie erg teen my. Maar ons het die 100 km gery van die plaas af, deur Ceres, Lichtenburg. En daar is ek en my broer saam gedoop. En die lied wat gesing is daai dag, is, Jesus die troue herder roep ons om nou te kom. Waarom nog langer aarsel?
Ken julle daai lied? 182 ek dink. Waarom nog langer aarzel? Wolwe wag voor die deur. Hulle verslind verdwaaldes. Moenie uitstel nie. Vandag is die dag wat ons besluite moet maak. Nou gaan ons na Jesaja toe. Jesaja, ek het 2 magasyne hier. Ek het so gesukkel hierdie jaar op my stem, maar ek dank die Here dat dit kom daarom duidelik deur nou. Jesaja hoofstuk 6. En hier is die vers wat geskryf is vir hierdie kamp. Ons gaan nou by hom kom. Ons lees van vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somer die tempel vul. So die koning is dood, maar die koning van die konings regeer. Amen? Baie keer sal ons sê, daar's nou 'n nuwe president, of Donald Trump, of Ramaphosa, of verstaan jy? Maar onthou net, kyk verby die aardse regerings, en kyk op en sien hom daar in die tempel. Amen? Serafs het bo hom gestaan, elkeen met 6 vlerke. Jy weet, die betekenis van serafs is the burning ones. Nee? Hulle wat brand. Dit is vurige wesens daai. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hoekom 3 keer? Wel, ek glo ons dien 'n drie-enige God, amen? God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Net op daai punt, ek wil net iets sê, ek weet ons kan seker baie hieroor praat, maar ek kom agter dat nou in die tyd wat ons moet bid vir die uitstorting van die Heilige Gees, ons noem dit die laatreën, amen? Nou is daar 'n misleiding wat sê, nee, eintlik bestaan die Heilige Gees nie. Kan julle sien die misleiding? Kan julle sien die aanslag? En ek is gedoop in die naam van wie? Die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Maar ek is net 1 keer onderdompel. Hoekom? Want Jesus het net 1 keer gesterf. Die Vader het nie gesterf nie, die Heilige Gees het nie gesterf nie, maar die Seun het gesterf. So ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en daai is 'n simbool van die dood, die begrafnis en die opstanding van Jesus Christus. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Vers 5, toe het ek gesê, en hier is die verskoning, hier is die beswaar van Jesaja, wee my, ek is verlore. Het jy al so gevoel? Want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Kan ons dit sê? Dit is so. Dit is so. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Jy moet eers vir die Here sien, voordat jy kan besef wie hy is. Sien sy heiligheid, en dan sien jy u onheiligheid. Maar, onthou ons het vanoggend gesê, ons is dankbaar vir die maar, né? Vers 6, maar een van die serafs het aan my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, want hy het met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond, want hy het gesê die probleem is by sy lippe, né? My mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Wie wil graag daai woorde hoor vandag? Amen? Jou skuld is weg, en jou sonde versoen.
Die Bybel sê, as ons sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9, dan is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid, né? Nou glo julle die Bybel? Glo julle die hele Bybel? Glo julle 1 Johannes 1 vers 9? Ons sukkel om te glo. Want wat gebeur is, jy gaan, jy sê, Here, vergewe my sonde, dan tel ek weer daai groot sak op, en dan gaan ons weer. Né? Die Gees en Profesie sê in Steps to Christ, skree na Christus sê, net soveel as wat dit ons plig is, om ons sonde te bely. Nou ek sê vir julle, as 'n prediker van die evangelie, bely jou sonde elke dag. Vergeef ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. So dis jou plig om jou sonde te bely. En moenie dit net sê, vergewe ons sondes, amen nie. Noem dit by die naam. Sê, Here, vandag het ek lelik met so en so gepraat. Vergewe my asseblief. En maak dan reg met daai persoon ook. Here, vandag het ek verkeerde gedagtes gehad. Vergewe my asseblief. Maar net soveel as wat dit ons plig is om ons sonde te bely, wanneer ons dit gedoen het, is dit ons plig om te glo. Ons is vergewe. En om dankie te sê vir daai vergifnis. Amen? Dit help 'n mens. Sê, Here, dankie dat ek nou vergewe is. En jy loop weg sonder die las. En as die Satan jou wil kom pla nou, want kyk, ek is daar in Lichtenburg gedoop. Daar's 'n dam daar naby. En ek dink op 'n manier, daai doopwater gaan seker deur 'n drein en iewers kom hy daar by die dam uit. Né? En ek onthou, ek was eendag daar in Vryburg, besig om met iemand te werk, gereed te maak vir doop. En dis asof daar net so, dis maar 'n gevrikte tong, né? Hy praat met jou so, hy sê, het jy vergeet die dinge wat jy gedoen het? Het jy vergeet? En vir 'n oomblik, toe word ek so half koud. Toe dink ek, nee man, daai ou van wie daai tong nou praat, hy's dood. Hy's dood daar in Lichtenburg, in daai doopbad. En daai sondes is daar na daai dam toe. En dis hoe die Here my gehelp het, om sê, nee, hy praat van 'n ou wat dood is. Amen? Want baie van ons word gekniehalter, om nie die werk van die Here te doen, want Satan is hier agter ons, en hy herinner jou. So ek wil net teologies gou met julle praat. Daar is 2 stemme, wat met ons as God se kinders praat. Die een is die stem van die Heilige Gees, amen? So wanneer ek nou ongeskik is met my vrou, of met my ouers, of ek praat kortaf met iemand, dalk is ek bietjie te sterk in 'n vergadering, en ek kap iemand dalk bietjie te vinnig, en daar's 'n stem wat vir my sê, wag, jy het nou nie reg gepraat nie. Watter stem is dit? Dis die Heilige Gees, stem julle saam? En wat moet ons doen? Ons moet sê, hier is ek, Here, ek luister nou, en ek gaan om dit, ek maak dit met u reg, en ek maak dit met hulle reg. Ek moes al aan die einde van 'n vergadering, voordat ons bid, ek sê, wag net, voordat ons bid, wil ek net sê, jammer, dat ek wil die seer gemaak, ek het te vinnig gepraat. Dit is die Heilige Gees wat met ons praat. En dan, môre oor môre, kom daar weer so ou fluisterstem, en die stem sê, ja, Kim, jy maak reg vir daai preek van jou, maar jy nou vergeet wat jy nou daai dag gedoen het. Wat 'n stem is dit? Dis die aanklaer, is dit nie waar nie? Dis die Satan. As jy jou so bely het hy geen plek daar nie. Maak seker jou sondes word bely. En glo, jy is vergewe. Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Hoekom is dit meervoud? Want ons dien 'n drie-enige God, vriende. Dis 'n drie-enige God wat ons dien. En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Onthou, daar by Sondagoggend,
daar by Galilea, toe praat Jesus met Petrus en hy sê vir hom, het jy my lief, het jy my lief, het jy my waarlik lief? En toe sê Petrus, ja, maar wat van hom? Wat van hom? Toe wys hy na Johannes, onthou julle? En wat sê Jesus vir Petrus? Moenie oor hom bekommer nie. Volg jy my. So, ons kan nie sê, hier is ek, Here, stuur my vrou, of stuur my man, of stuur my pa, of stuur my kind. Hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, wat is daai volgende woord? Gaan. Onthou julle, hier is ek, nou moet jy gaan. Die opskrif hier is Jesaja as profeet geroep. Nou wil ek iets met julle aanspreek hierso. In die Here se kerk is daar, ek sal sê 3 groepe mense. Daar is hulle wat voltyds die evangelie bedien en hulle word versorg deur die skathuis van die Here. Is julle met my? So ek het nie 'n Spaza shop daar in Pretoria nie. Julle kan maar gaan check. Ek het nie 'n taxi bedryf daar nie. So my werk wanneer ek opstaan, wanneer ek gaan slaap en weer opstaan is om die woord van God te bedien. So dit is die Lewiete, né? Dan het ons die ander groep, ons noem hulle die tentmakers. So hulle eet nie uit die treasury uit, as ek dit so kan sê, daar waar die tiendes gaan. Dis waar ons vandaan eet. Maar daar's hulle wat die tentmakers is, soos Paulus, né? So jy is besig om voltyds te bedien, maar deeltyds te werk om daai bediening te ondersteun. Is jy met my? En eintlik moet ons al so wees, maar ek weet daar is 'n verskil. Dan is dat die algemene lidmaat wat 'n werk het of by die huis is met die kinders en baie keer sal daai lidmaat, en onthou ek praat met julle as iemand wat een keer daar was, ek was hierso. Dan sê jy, okay, dis die predikant se werk, dis die kolpeteer se werk, dit is die Bybelwerker se werk. Nee, ons almal het 'n werk. My oorlede skoonpa, een van sy dopelinge sit net hierso. Sy het vanoggend na my toe gekom, Katie, né? En sy sê, my skoonpa het haar gedoop daar in Richards Bay. So dit doen my hart goed, om te sien, die vrug van sy arbeid is nog hier. En hy was 'n boilermaker by die myn. Hy het met eisters gewerk. Hy het eendag vir my gesê, dit was makliker vir hom om met die eisters te werk as met die mense. En hy het sy duim eendag seer gemaak, baie erg. En die duim is basies plat gewees en hy gaan dokter toe. En die dokter was dronk. En hulle moes toe nou 'n skin graft doen en in plaas van om dit sê maar hier in sy hand te doen, toe die dokter dit hier op sy maag gedoen. En toe die ding nou regkom, toe is daar nou 'n stuk vel hier met hare, né? En dit was altyd as hy geëet het, dan sien ek hy lek nou hierdie storie af hierso. En dan moet hy die hare knip en als. En sy sê sy het hom eendag gevra. Weet, sy het altyd gekyk na die duim en vra sy maar, weet, hoekom het die duim hare op? En hy vertel die storie van die dronk dokter. My skoonpa het die Here ontmoet by 'n speletjiesaand in die Klerksdorp kerk. Hy was goddeloos. En hy kom saam met 'n Adventis, hy hou van die speletjiesaand. Ja, dit was lekker. Wat glo julle? Bybelstudies. En hy raak betrokke en hy het in sy hoedanigheid as iemand wat by die myn gewerk het, dat hy begin Bybelstudies gee vir mense. Nou ek gaan nie vandag vir julle vra om my te wys nie, maar hoop hulle as ek weer eendag julle sien, wil ek julle vra, hoeveel Bybelstudies het julle gegee sedert daai kamp in 2025? Amen? So sê vir die Here, help my om een Bybelstudie te gee.
Dalk is jy bang, dalk is jy onseker. So ek wil u bemoedig, ongeag of u nou 'n voltydse evangeliebedienaar is, wat uit die treasury uit eet, of iemand wat 'n tentmaker is, wat voltyds is, maar jy doen iets om dit te befonds. Maar hierso, hoef ek nie vir julle te preek nie, want ek gaan vandag 'n oproep doen, maar eintlik hoef ek nie, want die dag toe u uit die water uitkom, uit die doopbad uit, en jy vat daai eerste, jy's 'n missionary, het julle dit geweet? Jy's 'n sendeling. So jy kan nie sê, daar's party wat sendeling is en ander is nie, nee. Wanneer jy daai asem vat en jy kom uit, sendeling. Verskillende sendingvelde, maar sendeling. Dis die jaar 2001, ons is by Sodavin kampvergadering, en ons is daar in die hoofsaal, dis erediens, Dr. Derek Morris gaan preek. Die titel is The Radical Prayer. Wie was in daai diens? Enigiemand? Ek sien maar. En ek het daar gesit, die 8ste jaar wat ek nou werk vir veeartsenydiens. Ek is nou net bevorder in 'n senior pos. Die hoof van die Noordwes het vir my gesê, Kim, ons wil graag hê jy moet meer spesialiseer. En in my private hoedanigheid was ek besig om opgeleid te word om embryos oor te plaas, dit was my passie. En ek was die jeugleier van die Noordwes, ek was 'n ouderling in die kerk, ek dink ek was Sabbathskool superintendent ook, ek is in my 2de jaar van huwelik met Wilna. En jy kan sê, dit lyk goed, né? Goed, my pa se plaas is 16 km weg, ons is besig daar met 'n teelprojek om 'n stoetkudde te teel. En alles lyk goed. En ek sit in daai diens en Derek Morris preek uit Lukas 10 vers 2. Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders sal uitstuur in die oes. En daai woord bid in die Grieks is 'n baie sterk woord. Dis nie net bid nie, dis bid met erns. Jy smeek die Here. En dan die woord uitstuur. Is nie apostelo nie, waar die woord apostel vandaan kom. Dis nie ballo nie, want ballo is om te gooi. Maar ek ballo. Dis baie sterk. Dis soos wanneer Jesus 'n demoon uitgedryf het uit iemand uit. So, ons moet die Here smeek, dat hy arbeiders gaan uitdryf in die oes in. En ons luister na die preek, en hy het 'n baie mooi lied, hy en sy vrou die lied geskryf, en ek gaan hom nie nou sing nie, maar The Harvest Truly is Great, The Labourers are Few, en het is baie mooi lied. En hy het gevra, wie is bereid om in die oes uitgegooi te word? Nou as ek hierdie ding gooi, wie gaan besluit, waar gaan hy val? Is dit hierdie ding, of die een wat hom gooi? Dis die een wat hom gooi, nou as jy goed kan gooi, kan jy sê, ek gaan hom, eendag my vriend Maurits, hy is hier in Sabie, bid vir hom. Hy was ons hoofseun in die laerskool, hoofseun in die hoërskool, my beste vriend, en hy ken hierdie waarheid. Hy het eendag saam my gegaan, jare terug na die Laagveldkerk, en hy wou aansluit by ons kerk, maar toe daar iets gedraai. En ons het so 'n klomp jong manne, ek dalk was so standaard 8 of 9, en ons loop daar in pause tyd, en hy vat 'n klip, hy sê, watch my nou. Hy vat die klip en daar's 'n drom, weet 'n asdrom. Een gooi, boem, in die drom, en dit was ver. Hy het springbokklere in 3 goed. So hy is goed, né? En die Here sê, wie is bereid om gegooi te word? Wie is bereid om te sê, ek het nie meer beheer nie, maar U Here moet nou stuur? En hy sing die lied en hy sê, ons moet vorentoe kom.
En ek het gevoel die Here roep my. En ek gaan vorentoe en ek gaan staan. En daar's 'n klomp ander mense wat ook vorentoe gekom het. Toe dink ek, joh, ek het nou 'n baie groot besluit gemaak en ek het nie eens met my vrou daaroor gepraat. Ons is getroud. En ek draai om en sy staan hier agter my. Ons het nie geweet wat dit beteken op daai punt nie. Maar later daai jaar toe vul ek 'n aansoekvorm in vir Helderberg. En die einde van daai jaar toe, net voordat ek my bedankingsbrief skryf, toe praat ek met daai direkteur wat wou gehad het ek moet vorentoe weet spesialiseer. En ek sê vir hom, dokter, the Lord is calling me to work for him. Hy sê, I could see it coming. I could see it coming. Want ek het hom ook ingeskryf vir Posbus 88. Jy moet deel wat jy het, is dit nie waar nie. En hy is nou 'n dosent by Onderste Poort en ek en hy het 'n afspraak wat hang. Ek wil hom nog gaan sien. En van daar af is ons in die oes in. Dis hoekom ek hier staan vandag. En dan ons laaste verhaal is Eksodus hoofstuk 3. Ek is baie lief vir voëls. En jy moet luister na die voëls. Daar's 'n sitaat wat sê, as Satan sy wil gehad het, was daar nie een blommetjie wat sal bloei, en geen voël wat sal roep. As jy blommetjies sien, en jy hoor die voëls, weet julle, die Here regeer, nie die duiwel nie. Eksodus hoofstuk 3. Kom ons begin by vers 1. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Nou, ons het nie vandag die tyd om hierdie studie te doen nie, maar in sekere kontekste die meeste, as dit praat van die engel van die Here. It is the pre-incarnate Christ. Christus voor die vleeswording. Amen. Onthou toe Jakob geworstel het daar by die Jabok. Dit was donker, onthou julle. Hy sê, ek het God gesien. Hoe sien jy in die donker? Want dis God. Hy het hom gesien. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Jy weet, ons het 'n dubbelverdieping huis gehad. 1920 gebou. Houtvloere bo en onder, pragtige huis, sandsteen. Teen 35-40 minute, die huis afgebrand. Gone. Hierdie doringbos brand en brand en brand en hy verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie brand nie, nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Verder sê, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En julle sal onthou dat Moses se opvolger, Josua, het 'n soortgelyke ondervinding gehad, waar hy ook die skoene van sy voete moes
afval. En ek wil net vir 'n oomblik met julle praat. Ek dink dis nie nodig om met julle te praat nie, want julle lyk baie stigtelik maar daar's plekke in God se kerk waar die eerbied vinnig besig is om weg te gaan. Kom ons waak daarteen. Ons aanbid 'n heilige God. En die Here sê, so is interessant, dit praat van die engel van die Here, dan sê dit ek is God, en die Here sê, kan julle sien, dit is die name word, ons sal sê, interchangeably gebruik, né? Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Daarop het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenare te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en Hettiete en Amoriete en Ferisiete en Jewiete en Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Vers 10, gaan dan nou heen. Kan julle sien, hy het gesê, hier is ek. En dan sê hy, gaan dan nou heen. En dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. En dan kom Moses met 5 verskonings of besware. Nou wil ek vandag vir Mpumalanga vra, hoeveel besware en verskonings het julle? Moses het 5 gehad. En ek gaan net vinnig hier dit opsom, en dan gaan ons dit vinnig kyk in die Bybel daar. So die eerste een, hy sê, wie is ek? Die Here sê, ek sal saam met jou wees. Die tweede een, die Here sê, wie is u? En God gee sy naam. Wat as hulle my nie glo nie? Die Here gee vir hom 3 tekens. Ek kan nie praat nie. Ek sal jou leer. Stuur iemand anders. En wat gebeur toe? Toe word God kwaad. So hy het nog met Moses gepraat, maar toe hy sê, nee, stuur iemand anderster, toe word die Here kwaad. En hy sê, kyk, ek het al klaar vir Aaron gestuur, om jou te help. So vir elke verskoning, het die Here antwoord. So kom ons kyk vinnig daarna. Vers 11, wie is ek? Vers 12, ek sal met jou wees. Vers 13, wat moet ek hulle antwoord? En vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Dit kan ook vertaal word, ek sal wees wie ek sal wees. So daar is 'n konsep van die hede en die toekoms. So die Here is 'n toekomstige God. Hy sê ek sal met jou wees. Ek is wie ek is. Ek sal wees wie ek sal wees. En dan hoofstuk 4 vers 1. Maar as hulle my nie glo en na my stem luister nie. En die Here sê, wat is daar in jou hand? Gooi dit op die grond. Steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. So die Here wys vir hom wat hy moet doen. Vers 6. Steek tog jou hand in jou boesem. Vers 7. Steek jou hand weer in jou boesem. Nou ons ken gewoonlik daai 2 tekens, né, maar daar's 'n derde een. Vers 9. En as hulle ook hierdie 2 tekens nie glo en na jou stem luister nie, neem dan van die Nyl se water en giet dit op die droë grond uit. So dis teken nommer 3. Vers 10. Ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Want ek is swaar van mond en swaar van tong. Nou ek het eendag 'n film gesien van Moses. En Moses het hakkel, né? Hy het gesukkel om te praat. Is dit die waarheid? Volgens die Gees en Profesie, hy was 40 jaar, die Bybel sê dit ook vir ons, en die Gees en Profesie sê, 40 jaar daar in Midian, het hy die taal van die Egiptenare verleer.
Ek gaan vir julle sê, ek het nou die dag, toe ry ek in Wilna, van Pretoria af, Klerksdorp toe, daar's mense van Groot Marico, hulle die meele gehad, en oom Ben de Klerk is oorlede, en ons het om vir Tannie Rita te gaan ondersteun. Tannie Rita het op haar eie die Sabbat waarheid ontdek. En ons gaan ondersteun haar dogter van Kanada. Ons was saam in die skool. Sy was daar. Sy is 'n dokter. Maar binne 'n paar jaar raak Afrikaans, ons sal sê hy is daar op die backburner, né? Want hulle praat nou nie net Engels nie, maar is Kanadees. So ek het gesien, ons praat makliker met mekaar in Engels. So Moses is nou 40 jaar daar weg, en hy sê, Here, ek kan nie praat nie. Die disippels seker dieselfde verskoning gehad, daar by Pinkster, voor Pinkster, Here, ons gaan nie die hele wêreld kan vertel nie, want dis ander tale. Maar die Here sê, toe maar, ek sal julle help. En in hierdie geval het hy vir Aaron gestuur, wie nog in Egipte gebly het, en hy was eintlik 'n tolk vir Moses. Dis nie dat Moses nie kon praat nie, hy kon praat, maar hy kon nie die taal mee praat. Vers 12, gaan dan nou heen, en ek sal met jou mond wees, en jou leer wat jy moet sê. En dan vers 13, maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie u wil stuur. Stuur iemand anderster. Vers 14, toe ontvlam, onthou die bos het gebrand, né? En nou ontvlam die Here. Toe ontvlam die toren van die Here teen Moses, en hy sê, is jou broer Aaron die Leviet nie daar nie? En ek weet, hy kan goed praat. En hy sê toe wat hulle moet doen. So wat is u verskoning? Wat is u verskoning? Dera Chris Botha het eendag vir my gesê, Kim, wanneer gaan jy Helderberg? Julle ken vir Dera Chris, né? Ek sê, leraar, hierdie kant, daai kant, storieetjies gepraat. En uiteindelik, by daai kampvergadering 2001, toe het ons gesê, Here, u kan ons maar gooi, kan ons maar stuur. En Dera Chris het vir my 'n brief geskryf, noem dit maar 'n aanbevelingsbrief vir Helderberg. Maar net voordat ek die Noordwes verlaat, gebeur daar iets. Ek weet nie of al iets met u gebeur het nie. Maar die Satan weet ook, nee, waarom daai patroon te sit. En om 'n lang storie kort te knip, ek was die jeugleier vir 4 jaar, ons het kampe gehou, toerusting aangekoop, ons het 'n bankrekening gehad, en in daai 4 jaar het ek vir die leiers van die streek gevra, ek kort boeke vir die rekords, jy weet, so boeke van hierdie storie. Nee, Kim, moenie worry nie, ons vertrou jou, alles is alright, moenie worry nie. Maar ek het toe al die bankstate gehou, en die depositostrokies, die onttrekkingsstrokies, alles wat ons gedoen het, die campus se strokies, né? Hier langs die pad het ons lemoene gekoop, en daar het ons dit gedoen, hou ek het maar alles by mekaar, en dis in 'n leer, en jy weet, die goed raak oud, hulle raak dof. En toe ons besig is om op te pak vir Helderberg, toe kyk ek daai leer, en ek het my veearts en hy goed vir ander mense gegee, en dit gedoen, ek is nou klaar, ek gaan vorentoe nou, ek los die skape in Midian, ek gaan nou Egipte toe, om daar vir die Here te werk, en ek het amper daai papiere weggegooi, maar as 'n stemmetjie vir my sê, bære hulle, en daar is toe 'n streek, daar in die Noordwes, ek was nie daar nie, en by daai streeksraad, het 'n persoon, wat 'n leier was, en ek is jammer om te sê, dis die persoon wat my gedoop het, né? So jy weet, dit was 'n koel wat geskiet het, hoor. En daai persoon het my toe basies
ons Engels sal sê geframe, en gesê, kyk, die jeug se boeke moet nou geaudit word, en daar was so van 'n tipe klag teen my gelê, en Adolf Lisse, wie kan hom onthou? Die Duitse man, né? Adolf Lisse was daar, hy het opgestaan en hy het gesê, dis nie die Kim Roura wat hy ken nie. Maar in 'n geval, toe hoor ek nou, dan moet 'n audit gedoen word. En toe is daar nou iets wat baie stout was in my. Want ek het hulle mos gevra vir boeke. Toe sê ek, soos julle weet, is daar nie boeke nie. Maar my gewete was nog daar, en ek sê, ek het al die records, maar dit is nou nie in boeke nie, dit is net papiere. En ek sê toe, daar is 'n voorwaarde. Ek sal hierdie goed oorhandig, maar die streek gaan dit nie audit nie. Dit moet die konferensie wees. Want ek weet ek het niks gevat nie. Ek het 'n debietorder gehad van my spaarrekening in die jeug se rekening. Ek het met my eie brandstof gery, my eie verlof gebruik om kampe te hou, my eie telefoon gebruik, nooit het ek dit geëis nie. Maar nou word ek gevry as iemand wat gevat het. En weet julle, dit is 'n bitterpil om te sluk, hoor. En ek het toe, ek wil amper sê die farao was toornig met my, né? En ek het toe die goed oorgehandig, alles is gedokumenteer en dit gaan toe daar na die konferensie toe. En ek is daar by Helderberg en ek het gesê, ek sal nooit terug gaan Transvaal konferensie toe nie. Nooit nie. Dit was die seer in my hart. Het jy al so gevoel? Ek voel seer. Nooit. Ek sal Boesmanland toe gaan. Ek sal Eskimo land toe gaan. Maar ek gaan nie Transvaal konferensie toe nie. Klaar. Ek sal in Rooi China gaan werk. Maar nie Transvaal nie. Onthou, ek is gebore in die Transvaal. Ek is ingeseën in die Transvaal. Ek is gedoop in die Transvaal. Die enigste kampvergadering wat ek ken is Sedawen. Ek is getroud in die Transvaal. Ek is van daar af, is ek Helderberg toe. Ek is diaken en ouderling verordenaar. Verstaan, dis my hele lewe was Transvaal. Maar ek het gesê, never gaan ek terug. En by die Sedawen kampvergadering, ons het opgery van Helderberg af, en oom Hannes Miller, hy was 'n rekenmeester daar by die konferensie. En hy praat met my een kant, hy sê, Kim, ons het al die strokies gevat, en ek het 'n spesiale program opgestel, en alles ingesleutel, en julle het 'n omset gehad van 140.000 rand. As 'n jeuggroep, jy weet, dit was wonderlik. En hy sê, alles is daar. En ek het gevoel soos Paulus en Silas, wat in die publiek geslaan is, en gesê is, julle kan nou maar gaan. En ek was in die publiek aangekla, en in die geheim is ek basies gesê, dis alles alright. So daai pyn het gebrand in my hart. En elke jaar hier in Mei maand, dan kom die presidente van die konferensies om met die studente te ontmoet, en in jou finale jaar, dis wanneer hulle jou regtig wil sien, want nou gaan hulle beroep. In my tweede jaar, toe kom daar 'n spesiale groep af van Botswana af, 3 leiers. En hulle het gehoor van hierdie ouetjie wat nou kan Engels praat, en Tswana praat, en Afrikaans praat. Nee, hulle soek hom. En hulle kry my toe daar, en ons gesels toe lekker daar in die Tswana taal, en hulle sê nee, hulle wil hê ek moet nou minderheidsgroep bediening kom doen in Botswana. So, daar's ek nou vry, né? Ek gaan nou Boesmanland om onder andere met hulle ook te werk. So, hulle is ook 'n minderheidsgroep in Botswana. So, ek het uitgesien na die Kalahari, en ja, dit gaan lekker wees. En in my finale jaar, so dis weer Mei maand, die presidente is daar, en nou moet jy, daar in die telefoongebou is daar, jy moet nou skryf die tyd van jou afspraak, en iemand wat van Transvaal konferensie afkom, Chris Botha is daar, en jy moet nou skryf, wanneer jy nou hom gaan sien. Ek kry nou weer daai snaakse gevoel. Ek skryf nie my naam by Lera Chris nie, want na Kiatsamaya, ek gaan nou loop, ek gaan nou Botswana toe. En,
En die dag van die onderhoude, toe stap ek daar van die van my plekkie af, van ons plekkie, en ek gaan deur die administratiegebou, en deur haar papoe. Hy sê, Kim! Hy sê, hey, Strike Ben van Botswana, hy is die president nou, 'n nuwe president, die vorige een was Gabasiani, Strike Ben wil met jou praat. En Strike Ben sê vir my, you are coming to work in Botswana. Moruti, goed, ja, alles is reg, ek gaan nou in Botswana werk, so ek loop nou 'n vry man, daar na die teologiegebou toe, en al my, klasmaats, hulle soek afsprake by die presidente, maar ek is alright, ek is uitgesorteer. Deur François Lou was die Kaapkonferensie president, en ek en hy het 'n goeie verhouding gehad, en ek sê, kan leraar net vir my bid asseblief, en ons gaan daar in die een kamer in, en ek verduidelik vir hom, want selfs die Kaapkonferensie sou my wou gebruik het, maar almal weet nou, Kim kom van Transvaal af. Toe sê ek vir hom die dilemma, ons het toe gebid, en toe ons uit daai gebou uitstap daar by die trappe, toe het leraar Chris Botha, ek kry hom op daai trappe, né? En hy het my so aan die elmboog gevat, hy het nog 'n greep gehad. Hy sê, jy loop draaie om my, né? Ek sê, ja leraar. En die Botswana trok het toe gekom, die einde van haar jaar, en hulle laai ons meubels. Ek wil julle moet mooi luister. Kim gaan Botswana toe. En terwyl hulle die meubels laai, toe bel die Botswana president my, en hy sê, daar's 'n uitdaging, want vir jou meubels om in die land in te kom, kort ons 'n werkspermit, en ons het nog nie een vir jou nie. Kan jy nie daar op jou paal se plaas aflaai nie? Toe sê ek, nee, my paal het die plaas al in 2002 verkoop, hier is nou 2005. Hy sê, toe dink ek wel, my vrou se ooms, hulle is daar op Wolmaranstad, en dalk moet ek hulle vra. So dis basies 3 ure van die grens af. En die een oom het toe pas hulle plaashuis basies ontruim, as ek dit so kan stel, maar ook nie eintlik ontruim, hulle het uitgetrek uit die plaashuis, in die dorp gaan bly, en daar was alles daar. Die beddegoed is daar, eetgerei is daar, 3ABN is daar, soos amper soos 'n gastehuis, jy gaan net in en nou kan jy daar gaan bly. En daai Botswana trok vat ons meubels, laai dit af, en ons wag nou vir die werkspermit. So hierdie storie wil ek ook net so bietjie soos 'n Constantina druk. Aan die begin van Desember, toe bid ons, Here, ons wil Botswana toe gaan. Aan die einde van Desember, toe bid ons, Here, ons wil Botswana toe gaan, laat U wil geskied. Aan die einde van Januarie, want kyk, daai werkspermit kom nie, né? Hannah is nou, sy was 'n paar weke oud, sy is gebore net voor graduasie. Rachel was 2,5, Hannah is 'n klein babietjie, ek het nie 'n inkomste nie, ek het nie 'n mediese fonds nie, ek moet doeke koop, ons het daar op die plaas, het ons sturksvye geëet, en mielies, en wanneer Peer, wil na sy oom vir die werkers kom, hulle maandelikse pap gee, dan gee vir my ook maar 'n sak pap, en hy sê, Kim, ek betaal die werkers, ek moet jou ook iets gee. Verstaan, dit was waar ons geleef het, so ek sit op 'n plaas, en ek wag, en ek wag, en ek wag, en die een oggend, was die einde Januarie, so ek en Wilna het ook gevas en gebid, in daai tyd, en toe kom daar 'n twyfel oor my, is daar iets, wat tussen my en God staan, wat my nou verhinder, om in die bediening in te gaan. Jy weet, jy soek nou diep, hoekom werk dit nie uit nie? En daar in die badkamer was daar tekens van die tye. En ek tel die een op en ek lees die storie van die jong man wat weggegaan het van sy ouerhuis af. En eendag toe besluit hy gaan teruggaan. En hy skryf 'n brief vir sy ouers. En hy sê, as julle my sal terugvat, ek gaan op hierdie trein wees, sit maar 'n wit sakdoek daar op die draad, dan sal ek weet, ek kan huis toe kom.
en hy is op die trein, en iemand is saam met hom in die kajuit, en hy sien die jong man is gestres, en hy sê, wat is fout, en hy vertel die storie, en toe hulle so om die draai kom na die stasie toe, en sy ouers se huis was net so na by die stasie, toe sê die jong man, ek kan nie kyk nie, kyk vir my asseblief, en die jong man se oë toe, en die ander man kyk, nou is hy bang, hy kyk daai sakdoek mis, en jy weet, toe hulle so om die draai kom, toe sien hy, dis nie net op die draad nie, maar op die heining, daar's wit lakens, en wit handdoeke, en wit alles, en daar staan die pa en die ma, en hy sê vir die jong man, jy kan kyk. Wanneer die Here jou vergewe, dan vat hy dit alles weg. En dis die versekering wat ons nodig het, want ons kan nie vir ander mense gaan vertel van sondes wat vergewe word deur Jesus, as ons dit nie self glo en aanneem nie. En die een oggend, toe kom Wilna na my toe, en sy het uit Matteus, ek dink dit was Matteus 9, toe lees sy, the harvest truly is great, the labourers are few. Onthou die vers wat ons gevat het, was Lukas 10 vers 2. Nou lees hy daai oggend uit Matteus uit, en is dieselfde woorde. En Jesus het gesê, hy het gekyk, en hulle soos skape sonder 'n herder. En op daai punt, die Wolmaranstad Vryburg Magogong distrik, die herderspaar daar was oom Tini en tannie Rini Stein. Ken julle daai name? Tini en Rini. Tannie Rini is nou oorlede, 'n ruk terug, maar oom Tini lewe nog. En hy was 'n ouderling gewees, maar hy het gedien nou as 'n leraar in die distrik. En hulle is toe op pad Nieu-Seeland toe. En die distrik het nie 'n predikant nie. En daai oggend, toe bid ons, Here, ons wil hier bly. So die Here moes 'n Botswana trok vat, om my terug in die Noordwes te kry. Jy weet, toe ons in daai dorp inry, die eerste keer, onthou, ons gaan Botswana toe. Toe sê Wilna, ek is so bly, ons gaan nie hier bly nie. Want onthou nou, dis 'n klein plekkie, ons het eintlik net 2 strate in die plek, 2 hoofstrate. En dis die familie, nou van hulle is hierso, waar is hulle? Van hulle is mak en ander is nie so mak nie. Jan is mak. Hy weet waarvan ek praat. Jy weet, die oupa, Wilna se oupa daai kerk begin. So om vir my, om die leraar te wees van hierdie familie, nee, is nie maklik nie, hoor. Maar ons het gebid, Here, ons wil hier bly. Nou ry ons dorp met die laaste bietjie brandstof wat ons het, want Botswana gaan vir ons geld inbetaal. Ons moet lewe. En ons kom daar by die Absa bank, en daar's Wilna en Rachel en Hannah, dis warm, hulle is nat gesweet, en ons kort 'n bietjie kos en goedjies. En in die kar was daar 'n klein Bybeltjie. En ons lees Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Niks sal my ontbreek nie. En ek gaan in die bank in, raai wat? Daar's niks nie. Jy weet, om vir 'n week vir geld te wag, en 2 weke, 3 weke, 4 weke, Kersfees het gekom en gegaan, Nuwe Jaar het gekom en gegaan, die eet maar turksvye en mielies. Nou is dit die einde Januarie. En ek het R1 gehad. Hoeveel? R1. En ek gaan daarna 'n tikkie box toe. Weet julle wat dit is? En ek het leraar François Lou se nommer. Ek het nie airtime nie, ek het net R1, né? En ek gooi daai R1 in, en ek bel vir leraar François, en hy sê, hallo, ek sê, hallo leraar François, dis Kim hierso, toet, dis die R1 klaar, né? Sit ek die foon neer, wat moet ek nou maak? En leraar François bel, trillit, maak die tikkie box, ek tel op, en nou kan ons praat, want hy bel van die Unie af, hy is nou die Unie president. Want wat gebeur het is, terwyl ek daar in Wolmaranstad was, Botswana se beroep het mos vir my gekom. In die tussentyd het Transvaal 'n beroep ook ingesit vir my.
Maar ek wil nie in die Transvaal gewerk het nie. Onthou, ek wil wegkom van die pyn. Onthou julle? Die pyn. En Chris het my gebel op 'n stadium in daai tydperk. Hy sê, waar is jy, Kim? Ek sê, nee, ek is hierso by Perel op die plaas. Hy sê, jy bly weg by daai grens. Bly van die grens af weg, sê hy, né? En van die tikkieboks af, toe sê ek vir die raad, ek is bereid om hier in Suid-Afrika vir die Here te werk. Dit was 'n groot oomblik vir my, om die pyn te laat gaan. Onthou, ek gee alles oor, né? En toe ry ons nou om 10:00 in Tannie Rini toe, net om hallo te sê. En toe ons in die huis inkom, Tannie Rini sê, slang, slang, slang. En ons gaan kyk vinnig. Nou ek ken soogdiere redelik, ken voëls redelik, en ek ken slange ook. Maar met alles mag 'n bedryf in my lewe. En laat ek julle gou sê, toe ek was, I wanted to do entomology. So my neef is 'n professor in entomologie. My pa se broer is 'n dierkundige, zoology. So I wanted to do entomology, then zoology, then ornithology, dis voels, then herpetology, slange en reptiele. Then God took me to theology. En ek gaan kyk, ek sien is 'n rooi lip slangetjie, geen probleem, ons vat 'n stukkie so boksie en ons sit die slangetjie in. En ons daar's 'n spruitjie daar, ek sê om 10:00, kom ons vat hom daar na die spruitjie toe en ons gaan af na die spruitjie toe. En op pad terug van die spruitjie af toe sê ek, kan oom asseblief vir ons bid? Want ons wag nou al 2 maande, né? Ons het daar so 'n boompie gestaan en ek sal nooit die gebed vergeet nie. Om 10:00 het sulke sterk arms gehad. Daar by Klersop kerk het hy en my skoonpa al rounders gespeel. En om 10:00 kon die bal die verste slaan. En hy het daai arm so op my gesit. En hy het gevra, Here, bring asseblief hierdie ding na 'n punt toe. Nou stap ons van die boom af in die huis en is net meters, miskien 40 meter, is nie ver nie. Toe ons in die huis instap, toe lei die landlyn van oom Tini se huis. En oom Tini antwoord, sê, hallo, raai bietjie wie's hierso? Nou die stem aan die ander kant sê, Kim, ek wil met hom praat. Dit was deur Chris Botha. Nou hoekom bel deur Chris my nie op my selfoon nie? Kyk, my selfoon was nou leeg, ek het nie beltyd gehad, hy kon nog oproepe ontvang. So hoekom bel hy my nie? Dit weet ek nie. Maar hy bel vir oom Tini op die landlyn en hy sê hy wil met Kim praat en Kim is in die huis. En ek vat die foon en leraar Chris sê, wil jy nie nou maar die beroep aanvaar nie? Toe sê ek, laat ek hom aanvaar. En die volgende dag, ons moes aanbel dan met Bedfordview, en ons gaan daar, en daar is leraar Chris Botha, Ibrahim Ismail, Adolf Lisse, Dave Spencer, ons sit daar in leraar Chris se kantoor, en Wilna is daar, en die 2 meisiekinders speel daar op die mat, en daarso word ek aangestel, om te werk in die Transvaal. Maar onthou nou, Botswana wag vir my. En jy weet, toe ons nou net gegroet het en ons stap uit die kantoor uit, toe lei my foon. En ek sien, dis 'n +263 nommer. Nou, dis Zimbabwe. Wonder ek, wie's dit? Antwoord, die stem van Strike Ben. Die president van Botswana was toe by, ek dink, Solusi Universiteit gewees. Hy sê, I am frustrated. Want vir 2 maande sê hy vir my, hy is frustrated. Hy sê, hy kan nog steeds nie iets vir my gereël kry nie. Toe sê ek, Maruti, I have just accepted a call to the Transvaal Conference. Jy weet, daai kantoor van Dera Christus daarbo, ek het gevoel ek wil eerder uit die venster uitspring as wat ek nou vir die predikant dit nou sê. Maar die Here het my gehelp dat ek dit kon sê terwyl die groot manne nog hier om my is, jy weet ek. En die Transvaal konferensie was baie goed. Hulle het al die onkostes wat Botswana aangegaan het hulle toe vir hulle terugbetaal. En
Dis hoe die Here ons teruggebring het na die Transvaal toe. Ek het 6 baie goeie jare in die Transvaal gehad. Ek weet dit het my gevorm. Moeilike jare ook, maar goeie jare. Iets wat ek net wil byvoeg is, daai tyd toe leraar Lou met my goed gewerk het. Hy sê, Kim, as dit by jou goed kom, dan wil die drukker nie werk nie. Die lamineermasjien wil nie werk nie. Niks wil werk. As 'n Kim Rouder so goed is, dan stop die masjiene. Jy weet, 'n DHL dokument van die Unie af Botswana toe, het meer as 3 weke gevat. Dis ongehoord. Want hulle het probeer om alles reg te kry, om my probeer daai werkspermit kry, maar hulle kon nie. Die Here het gesê nee. En die les wat ek geleer het is, as jy gaan vlug vir pyn, gaan jy vlug vir jou hele lewe. Moenie vlug vir pyn nie. Gaan waar die Here jou stuur. Gaan waar hy jou wil gebruik, maar moenie weghardloop vir die pyn nie. Intussen is ons beroep na die Kaapkonferensie toe na KwaZulu-Natal Vrystaat, en verlede jaar het die Here ons terugberoep na die ou Transvaal. En ons is nou terug weer. Ons weet nie wat die Here se finale roete is vir ons nie, maar ons is dankbaar, ons dien 'n God wat ons lei, wat ons dra, wat ons versorg, en wat ook die salf aansmeer, daar waar dit seer is. En daai einste streeksraad, onthou nou, dis die plek waar ek aangekla is nou. Intussen daai persoon wat my aangekla het 'n morele val gehad. Hulle is nie meer 'n predikant nie. En ek moes ook 'n besluit maak om hulle te vergewe. En ek het hulle al ten minste 2 keer gaan besoek, en ek bid vir hulle daar waar hulle is. Ek het in hulle huis gebid, en ek kontak hulle nog op hulle verjaarsdae. Die dag van my doop sal ek sê, dankie vir wat U in my lewe gedoen het. Die Here het 'n vergifnis vir my gegee wat ek kon deel. En daai einste streeksraad, nou is ek 'n lid van daai streeksraad, en was vir my bietjie moeilik, weet ek kom nou daaraan, en wat het alles hier gebeur. En weet julle, toe dit kom by die sakesitting van 2007, het daai streeksraad my naam aanbeveel as lid van die uitvoerende komitee van hierdie konferensie. So die Here het vir my heling gegee. Ek bid dat U vir hom alles sal oorgee. Kom ons bid. Here, ons staan vandag voor U as U kinders. Dankie vir die Heilige Gees wat met elke hart gespreek het. Ek wil dankie sê, Here, vir die doopbesluite wat vandag gemaak is. Mag hulle staan vir die ewigheid. Here, dankie vir daardie werkers wie gesê het, Here, U kan ons maar gooi. U kan stuur, ons sal gaan. Here, ek wil ook spesiaal bid vir die pyn wat ons bind. Ons wil gebind word aan U, nie aan pyn nie. En ek vra, Here, maak ons vry asseblief. Verlos ons van daai bande van pyn, daai strikke wat ons wurg. En help ons om aan U gebind te wees. En dan, Here, wil ek ook dankie sê vir almal wat staan vandag. Hier is ek. Here, stuur my. Hier is ons, Here. Stuur ons. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.